Aan die begin van hierdie nuwe jaar is dit dan ook vir my 'n groot voorreg om al ons kykers en luisteraars ook te verwelkom by hierdie nuwe reeks wat vandag afskop. Dit is my gebed dat dit dan ook vir elkeen van julle net so besonders en insiggewend sal wees, soos wat ek glo en bid, dit vir ons elkeen hier in die banke dan ook sal wees. Kom ons begin op die regte wyse, ons sluit ons oë en dan vra ons ook vir die Here se teenwoordigheid tydens die verkondiging van die woord vanoggend. Vader, Seun, Heilige Gees. Na 'n rustydperk vir baie, sien ons uit, is ons opgewonde om weer saam as 'n geloofsgemeente, geloofsgemeenskap hier in die huis en selfs aanlyn rondom die woord te kan vergader. Ons is opgewonde om die nuwe jaar in u skadu aan te pak. Die wete dat die God van die hemel en die aarde, wat nooit slaap nie, ons nuut wil leer, nuwe lesse wil leer, reeds vandag 1 vanaf hierdie nuwe jaar. Ons bid, Here, maak ons afhanklik van die stem, maak ons ontvanklik vir vandag se boodskap, seën ons met die teenwoordigheid van die Gees, vervul ons van kop tot toon, en mag ons die stem helder en duidelik hoor bo die wêreldse geraas. Ons bid al hierdie dinge, Here, nie omdat ons enigstens iets daarvan verdien nie, maar alleen vanuit die eindelose liefde en genade wat U vir elkeen van ons het. Amen. Soos julle gesien het, die afgelope week, in die afkondigings begin ons vandag met 'n nuwe reeks getiteld Wondertekens by water. 'n 7-deel reeks wat handel oor Jesus wat self wonders verrig het by, op of met water. Nou ek dink 'n goeie beginpunt voordat ons na 7 sulke tekste gaan kyk oor die volgende paar weke, is om inleidend net eers vir onsself af te vra, maar wat presies is 'n wonderteken? Ek dink dis 'n baie goeie beginpunt aan die begin van so 'n nuwe reeks. Nou die slim mense definieer 'n wonderteken as volg. Hulle sê 'n wonderteken is 'n buitengewone gebeurtenis of verskynsel wat beskou word as 'n bewys van bonatuurlike krag of goddelike ingryping. Die definisie, oom Sampie, asseblief daar op die skerm. Dit gaan dikwels verder as wat wetenskaplik of natuurlik verklaar kan word. 'n Wonderteken is 'n buitengewone gebeurtenis of verskynsel wat beskou word as 'n bewys van bonatuurlike krag of goddelike ingryping. Dit gaan dikwels verder as wat wetenskaplik of natuurlik verklaarbaar is. Dan sê geleerdes ook dat 'n wonderteken hoofsaaklik uit 3 hoofeienskappe bestaan. Eerstens, die wonder. En hulle sê, definieer dit, dat dit is 'n kragtige daad of mirakel, soos byvoorbeeld genesing of beheer oor die natuur, wat verwondering bring by die mens. Dis die eerste eienskap, die eerste aspek. Tweedens, die teken. Dit dien as 'n padwyser wat na die groter waarheid, in ons as Christene se geval, na God direk wys. Dit is nie net die vertoning van mag nie, maar dit ook 'n spesifieke boodskap of betekenis. En dan derdens, die doel. Want wat sou 'n wonderteken wees as dit nie 'n doel gehad het nie? In godsdienstige kontekste word wondertekens dikwels gebruik
om die almagtigheid van God te toon of die gesag van 'n profeet te bevestig en daardeur mense te help om volkome tot geloof te kom. Dit, vriende, vorm die 3 hoofeienskappe wat 'n wonderteken dan uitmaak. Nou ek nooi u uit om in die dag en in die week wat kom, bietjie deur die Bybel te gaan blaai en net bietjie te gaan kyk, hoeveel keer lees ons van wondertekens wat plaasgevind het met water, op water, by water, langs water, hoe ook al. Dis eintlik merkwaardigend om te sien hoe baie voorbeelde daar is. En soos wat ek en Ria in die week gesels het en hy vir my genoem het, wat dit eintlik so ironies maak, is dat die gebied waarin die Bybel afgespeel het, was eintlik bekend as 'n gebied wat 'n watertekort gehad het. Water was skaars geweest. En tog ten spyte daarvan kry ons hierdie groot hoeveelheid voorbeelde van wondertekens wat by water of deur middel van water plaasgevind het. As 'n mens net so vlugtig deur die Ou Testament beweeg, net so 'n paar voorbeelde vir julle uitlig. Ten opsigte van die skepping en globale gebeure, gaan my gedagtes dadelik na die skeiding van die water bo en onder die gewelf waarvan ons lees in Genesis 1. In die eerste boek, in die eerste verse van die Bybel, word ons al klaar blootgestel aan die almagtigheid van God, waar hy die skepping vorm deur onder andere water te skei, rond te beweeg. Ons dink aan die sondevloed in Genesis 7. Ten opsigte van verlossing en deurgang kan 'n mens dink aan die skeiding van die Rooi See in Eksodus 14 of die skeiding van die Jordaanrivier. Ek weet nie of u dit weet nie, maar die Jordaanrivier is 3 keer geskei wat hy oopgegaan het sodat die mens droog daardeur kon stap. Die eerste keer onder Joshua in die 3de hoofstuk van die boek Joshua. Tweedens onder leiding van Elia in 2 Konings 2 en derdens ook in 2 Konings 2 onder leiding van Elisa. 3 keer. Ten opsigte van voorsiening en transformasie, dink ons aan die Nyl wat in bloed verander het in Eksodus 7. Water wat soet geword het by Mara in Eksodus 15. Water uit die rots. Interessant, ook verskeie kere het hierdie gebeurtenis in die Ou Testament gebeur. Die eerste keer by Refidim in Eksodus 17, tweedens in Numeri 20 by Meriba en derdens in Rigters 15 by die fontein van Lehi. Ons dink aan 2 Konings 2 waar Jerigo se water bruikbaar gemaak word. En dan ook die voorsiening van water vir Josafat se leermag in 2 Konings 3. Ten opsigte van genesing en as tekens, dink ons aan die genesing van Naaman in 2 Konings 5. Die buil wat dryf in 2 Konings 6. Elia wat bid vir reën na 3,5 jaar van droogte in 1 Konings 18. En dan kan 'n mens natuurlik ook nie vergeet van Jona en die groot vis in die eerste hoofstuk van die boek Jona nie. Dit, vriende, is maar net 17 van vele ander voorbeelde wat daar nog ook te vinde is. Net in die Ou Testament, waar ons lees van wonders wat deur middel van of by of op water of selfs in water plaasgevind het. Nou, omdat ons op hierdie stadium binne die kerkjaar in Epifanie verkeer, met ander woorde, 'n tydperk waar ons spesifiek fokus op die aardse bediening van die Here Jesus Christus, het ek dit daarom dan ook goed gedink dat ons vir die volgende 7 weke, ons gaan so 'n bietjie oorgaan in lydingstyd in, maar vir die volgende 7 weke gaan ons Sondag fokus op gebeure waar die Here Jesus Christus self betrokke was by wonders wat deur middel van water plaasgevind het. En die eerste ene waarby ons vanoggend dan gaan stil staan, is die bruilof in Kana. Soos te vind in Johannes hoofstuk 2 verse 1 tot 12.
die wat die Bybel sê het, is welkom om daar oop te maak, anderste sal die teks hier op die skerm verskyn. Johannes hoofstuk 2 vanaf die eerste vers lees soos volg. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy mag laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Net tot sover ons teksgedeelte dan vanoggend in hierdie eerste deel. Nou vriende, soos die teks dit ook vir ons baie mooi sê, word hierdie gebeurtenis wat ons sopas saam gelees het in die eerste 12 verse van Johannes hoofstuk 2, beskou as die eerste wonderwerk wat Jesus verrig het tydens sy aardse bediening. Die gedeelte begin deurdat daar gemeld word dat hy en sy disippels, as ook sy moeder Maria, na 'n bruilof toe uitgenooi word, of uitgenooi was. Daar word nie van ons baie detail deurgegee oor wie se bruilof dit was, of wat alles by die bruilof plaasgevind het nie. Daar word net bloots vir ons gesê, daar was 'n bruilof, en Maria, Jesus en sy disippels, en soos ek kan aflei, heel moontlik ook van sy broers, was na hierdie geleentheid uitgenooi, hulle was daar teenwoordig. Vervolgens lees ons dat met die verloop van hierdie bruilof, wat soos ons weet in die Bybelse tyd en binne die Joodse tradisie tot en met 'n week lank kon wees, het die wyn vir een of ander rede opgeraak. Nou ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar 'n tekort aan wyn in daardie tyd by 'n bruilofsfees was beskou as 'n baie groot sosiale skande. En baie keer is daar ook allerlei mites aan so 'n wyntekort by 'n bruilof aangekoppel. Jy sou baie keer hoor, mense sou iets in die volgende lyn kwytraak soos, wyn is 'n simbool van vreugde. En omdat daar nou nie genoegsame wyn by die bruilofsfees is nie, dui dit ook daarop dat daar nie genoegsame vreugde in hierdie huwelik sal wees nie. Met ander woorde, hulle het hierdie huwelik eintlik al vooraf soort van verdoem, gesê dit gaan op die ou ende op die rotse uitloop, dit sal nie suksesvol wees nie, dit sal nie hou nie. So die kort en die lank is, vriende, om te min wyn by jou onthaal te hê, by jou bruilofsfees te hê in daardie tyd, was soos wat die Engelsman sal sê, a big no-no. Nou waarom het die wyn opgeraak? Dit word nie vir ons gesê nie. Dit kan wees dat ons hier te doen het met 'n arm huwelikspaartjie wat dalk nie genoegsame fondse gehad het om genoegsame wyn te kon aankoop vir hierdie bruilofsfees nie. Dit kan dalk wees dat daar baie meer gaste opgedaag het as wat hulle aanvanklik beplan het. Daar word nie vir ons gesê nie. Was daar verkeerd beplan
Was dit per ongeluk? Was dit weens nalatigheid? Ons weet nie. Die punt van die saak bly net, word vir ons gesê, die wyn was nie genoeg nie, dit het deur die verloop van hierdie bruilofsfees opgeraak. Nou ons lees in reaksie hierop, kom die moeder van Jesus, Maria, na hom toe, en sy lig hom in van hierdie wyntekort. Maar as 'n mens nou haar handelinge dophou, dan kom 'n mens agter, dat sy hierdie nuus aan Jesus kom oordra met 'n verwagting. U sien vriende, reeds van Jesus se geboorte af, eintlik al voor Jesus se geboorte, het Maria tot die besef begin kom, maar daar's iets anders. Daar's iets unieks, daar's iets besonders as dit kom by haar baba, by haar kind. Lukas 2 vers 19 wat ons tydens die Kersangdiens by stil gestaan het, sê dit vir ons eintlik baie mooi, waar daar staan, Maria het alles wat gesê is, onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Nou kom ons dink net vir 'n oomblik, wie het almal met haar gepraat oor hierdie kind wat sy in die wêreld sou bring? Die engel wat direk self aan haar verskyn het? Josef moes sekerlik hierdie Godsopenbaring wat hy op sy eie ervaar het, met haar gedeel het. Ek dink aan Sagaria, ek dink aan Elisabeth, ek dink aan die skaapwagters, wat hulle verhaal kom vertel het by haar. Ek dink aan die wyse manne se besoek, die geskenke wat hulle gegee het. Dis maar 'n druppel in die emmer. Ek dink daar was heel moontlik nog baie ander figure gewees, wat ook met Maria, die moeder van Jesus, paie gekruis het en iets besonders getuig het oor hierdie kind wat sy in die wêreld sou bring en ingebring het. En dit lees ons, het oor al die jare hier in haar verbeelding bly weer na vore kom, sy het bly daaroor nadink. En dit het haar net laat besef, maar hier is iets besonders aangaande hierdie seun van my, Jesus. En ek dink in daardie oomblik, toe sy die nuus hoor, dat die wyn op is, het sy die wete diep binne in haar hart gehad, dat omdat daar so 'n besonderheid is aan Jesus, is daar geen ander persoon wat hierdie huweliksbruilofsfees en hierdie bruidegom wat eintlik verantwoordelik is om seker te maak dat daar genoeg wyn is dwars deur die verloop van hierdie bruilofsfees. Daar's niemand anderste wat hierdie fees en hierdie bruidegom uit hierdie penarie uit sal kan verlos nie. Daarom gaan sy na Jesus toe met 'n verwagting. Maar hierdie beeld van die verwagting word nog verder versterk as 'n mens na haar optrede kyk na die gesprek wat sy met Jesus gehad het. Toe sy met Jesus praat, klink dit op die oor af asof Jesus haar aanvanklik so 'n yskoue nee gee. Een professor sê hy het haar negatief geantwoord. En nou het ek skoon my plek verloor. Prof Jan van der Walt het gesê dat hy het haar dit klink asof hy haar negatief antwoord. En tog na hierdie negatiewe antwoord, wat doen sy? Sy gaan nog steeds na die kelners toe en sy gee vir hulle die opdrag, alles wat hy vir julle sê om te doen, moet julle gehoorsaam. Alles wat hy vir julle opdrag gee om te doen, moet julle uitvoer. So hierdie aspekte saam, as jy dit by mekaar sit, versterk jy die hele gedagte. Dis nie maar net bloot per toeval dat Maria vir Jesus gaan inlig het nie. Sy het dit gedoen met 'n verwagting dat hy iets daar rondom sou doen. Nou vriende, dit is hier dan ook waar die wonderteken vervolgens plaasvind. Alhoewel Jesus aanvanklik teenoor Maria dit laat klink het asof hy niks aan die saak gaan doen nie, lees ons, het hy tog daarna die kelners bymekaar geroep en hy het die klipkruike wat vir ons verduidelik word dat dit aanvanklik gebruik was deur die Jode vir reinigingsdoeleindes, laat volmaak met water tot heel bo. Nou waarom tot heel bo? Het ek in hierdie week wat verby is net weer by myself gesit en wonder. Hoekom moes dit tot op die randjie bo wees? Wel,
Een moontlikheid kan wees om die eindelose voorsienigheid wat aan God toegeskryf word, mee uit te beeld. Dis definitief 'n baie sterk moontlikheid. Maar ek self dink 'n alternatiewe of 'n sekondêre rede kan wees sodat niemand na die tyd hierdie wonderteken kan betwyfel of kan onteer nie. Almal van ons het al aanmaakkoerant aangemaak, nie waar nie? Jy gooi jou glas 95% vol water en dan gooi jy die mengsel bo-in om hom soet te maak, om hom kleur te gee, om hom geur te gee, né? Maar deur hierdie klipkanne tot heel bo vol te maak, kan niemand kom en sê, maar hier is met hierdie water gepeter nie. Niemand kan sê, maar hier is iets by hierdie water bygegooi nie, want die kanne is klaar tot heel bo vol. So ek dink, sekondêre rede, is heel moontlik om die moontlikheid om hierdie wonderteken te betwyfel, om dit te onteer, totaal en al te kanselleer. Nou ja, ons ken en ons weet wat daarna gebeur het. Daar's van hierdie water na die seremoniemeester geneem om te proe, en dan spreek hy hierdie bekende woorde teenoor die bruidegom, wat ons almal goed ken. 'n Mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor, en bedien later die wyn wat van 'n swakker gehalte is, maar jy die goeie wyn tot nou toe terughou. Dit is die konteks waarbinne hierdie wonderteken plaasvind. En nou as ons begin om stelselmatig na die einde toe te begin beweeg van vandag se boodskap, moet ons die volgende vraag dan tot mekaar rig. En dit handel oor die hermeneutiek van hierdie gedeelte. Met ander woorde, ons moet nou die brug spring van die gebeurtenis wat meer as 2000 jaar terug gebeur het, na vandag toe, jaar 2026, en ons moet mekaar afvra, maar wat is die doel, wat is die boodskap van hierdie teksgedeelte vir my en vir jou in die Here? Wat wil hierdie gedeelte vir ons leer van God? Wat wil hierdie gedeelte vir ons leer van onsself en hoe ons na die almagtigheid van God moet kyk in die Here? 4 aspekte, en daarmee maak ek klaar. Eerstens, soos die teks dit ook baie mooi aan die einde van die gedeelte vir ons sê, in vers 12, is die feit dat dit die almagtigheid van God beaam. Hierdie wonderteken kom herinner ons net weer eens vanoggend hoe groot en hoe almagtig God werklik is. En daarmee saam kom beaam dit die gesag van die Here Jesus Christus. Dit kom beaam die feit dat hy werklik die seun van God is, dat hy werklik die gestuurde Messias is. Nou ons moet een ding baie mooi onthou. Die Here Jesus wou nooit gehad het dat sy claim to fame moes wees dat hy die mens is wat wonderwerke doen nie. Dis nie hoe hy onthou wou word nie. Die Here Jesus Christus het net genoeg wonderwerke gedoen tydens sy aardse bediening, sodat dit sy getuienis oor sy identiteit kon beaam, en sodat mense ook sy getuienis en sy evangelisasie oor die koninkryk, die ewige koninkryk wat wag, vir die mense kon help ooreed om tot bekering te kom en in die Christelike geloof te glo. Sy wonderwerke was bedoel om dit te versterk. Dit was nooit sy bedoeling gewees om bekend te staan as die man van wonderwerke nie. Dis hoekom hy so baie keer wanneer hy mense wonders betoon het teenoor iemand, het hy vir hulle gesê, hou dit stil. Gaan tempel toe, gaan wys jouself aan die priester of gaan sê dankie vir die Here. Dit was nooit sy fokus om bekend te staan as die geneesheer of die man wat wonders verrig nie. Dit het gegaan oor sy goddelike identiteit en die feit dat sy hooftema waaroor hy getuig het deur die verloop van sy aardsbediening, het gehandel oor die koninkryk. En sy wonderwerke moes dit net versterk, moes dit beaam. Tweedens, as 'n mens let op die kort gesprek wat plaasgevind het tussen Jesus en sy moeder, en hoe hy aanvanklik vir haar hierdie negatiewe antwoord gee, soos Prof Jan van der Walt dit meld, maar tog daarna wel die wonderwerk verrig en seker maak dat daar genoegsame wyn by die bruilof is, dan sê Prof Jan van der Walt die volgende mooi ding. Hy som dit eintlik baie mooi op.
Hoor wat sê hy? Hy sê, Johannes wil hiermee vir ons sê dat Jesus nie sy lewe inrig volgens die planne van mense nie, maar slegs volgens die plan van God. Hy is aan sy Vader alleen gehoorsaam en hy laat hom nie deur mense, streepie, nie eers sy eie ma, streepie, voorskryf nie. En dit dink ek is 'n baie belangrike punt waaraan ons as moderne Christen in die jaar 2026 net weer eens aan herinner moet word. Die Here is nie soos 'n genie in 'n lamp nie, wat jy maar net die lamp vryf en die genie kom uit en hy sê, jy kry 3 wense, wat wil jy hê? En jy noem jou wense, boef salabim, abracadabra, jy kry wat jy wil hê nie. Daar's so baie predikers en kerke daar buite wat hierdie foutiewe beginsel of per ongeluk of aspris verkondig. Dat as jy bid en as jy vra en as jy glo, dan sal die Here doen wat jy sê en die Here sal doen wat jy vra. Nee, dit werk nie so nie. Jesus kom herinner ons in hierdie gedeelte en ons sien dit dwars deur die verloop van die Johannes Evangelie. Hy herhaal dit gedurig. Dan sê hy alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, oral waar hy gegaan het, elke gelykenis wat hy vertel het, elke wonderdaad wat hy gedoen het, het hy alleenlik gedoen onder die leiding van die Vader en volgens die gehoorsaamheid aan die Vader. Hy het nooit uit sy eie uit opgetree nie, hy het altyd in diens van die Vader en in gehoorsaamheid van die Vader opgetree. En hier sien ons dit ook. Alrede, hoekom die Here wel hierdie wonderteken dat plaasvind het by die bruilof, was nie omdat Maria hom gevra het nie, is omdat die Vader dit so behaag het, dat dit moet gebeur. En dis dalk iets wat ons moet onthou. Ons kan vir die Here vra, ons mag altyd vir die Here vra, maar ons moet ook in ag neem, omdat ons vra, gaan ons nie noodwendige ja kry nie. Dit hang af of dit inval by die Here se plan, soos wat hy dit dan ook behaag. Derdens, die feit dat Jesus hier in die ware die verantwoordelikheid van die bruidegom oorneem deur seker te maak dat daar genoegsame wyn vir die res van hierdie bruilof is, koppel so mooi aan die beeld wat ons herhaaldelik in die Nuwe Testament sien waar Jesus self as die bruidegom uitgebeeld word. 'n Bruidegom wat die behoefte het om met sy kerk in huwelik te tree. En weet julle wat dit nog soveel mooier maak? As 'n mens in ag neem hierdie kanne wat tot bo vol gemaak word en die eindelose oorvloedigheid uitbeeld, dan sê dit iets van hierdie besonderse verhouding, hierdie huwelik, hierdie verbond wat die Here graag wil hê ons saam met hom in moet tree. Dit gaan 'n verbond wees, dit gaan 'n huwelik wees, dit gaan 'n verhouding wees wat anders is as enige en alle aardse verhoudings. Want ons is gewoond vanuit 'n wêreldse perspektief gesien hoe verhoudings om ons misluk, hoe verhoudings rondom ons op die rotse eindig, hoe daar seer is, hoe die een die ander indoen en te nakom en dit is pyn en seer en swaar. Hoeveel hofsaake dit op die ouene nie op uitloop nie. Hierteenoor kom sê hierdie gedeelte vir ons dat die verhouding wat die Here wil hê ons, die huwelik, die verbond waarby hy wil hê ons saam met hom in moet tree, dat dit sal oorloop, dit sal oorvloei van ewige liefde. Dit sal oorloop en oorvloei, dit sal oorvloedig wees van ewige genade, ewige versorging, alles wat mooi is, vreugde, vrede, die lys hou eindeloos aan. Dit sal anders wees, dit sal uniek wees, dit sal besonders wees, dit sal iets ver bo en buite ons menslike verstand wees. Maar dit moet ons aanspoor, dit moet ons opgewonde maak, dit moet ons nuuskierig maak, dit moet ons transformeer, dit moet ons aan die binnekant verander, dat ons met die Here in 'n verhouding wil tree, dat ons met hom in hierdie nuwe verbond wil tree, in hierdie huwelik wil tree, want ons as kerk was juis uitgebeeld as sy bruid. Dit sal 'n huwelik, 'n verhouding, 'n verbond wees, wat nooit soos aardse verhoudings ooit op die rotse sal loop nie. Dit sal 'n pragtige, ewige verloop hê, tot in alle tye. En laastens,
'n vierde aspek wat hierdie wonderteken vir ons kom uitlig, en dit sluit ten noue aan by punt nommer 3. As 'n mens net weer vir 'n oomblik dink aan hierdie klipkanne wat gebruik is, wat volgemaak is met water. Die skrif sê vir ons dat dit aanvanklik deur die Jode gebruik was vir reinigingsdoeleindes. Met ander woorde, hulle was nog in hierdie boksie van ons moet die wet nakom om gered te word, ons gehoorsaamheid aan die wet bepaal ons saligheid. Deur hierdie gebeurtenis, wat hierdie einste klipkanne nou vol wyn is en vreugde simboliseer, kom sê dit vir my en vir jou, dat hierdie huwelik waarmee die Here met my en jou in wil tree, dat dit nie 'n huwelik sal wees wat ook gegrond is op wetsonderhouding nie. Wetsonderhouding gaan nie bepaal of hierdie huwelik suksesvol gaan wees nie, maar deur genade. Want daardie wyn, weet ons, simboliseer ook die bloed van die Here Jesus Christus wat vir elkeen van ons gevloei het, waarmee elkeen van ons se oortredings tot in alle ewigheid van ons weggeneem is. Daardie vreugde, saam met die genade wat die Here aan ons betoon, sal die fundament, sal die basis wees, sal die pilaar wees, die anker, waar rondom en waaraan ons huwelik, ons verbond, hierdie verhouding met die Here, dan gesetel, verseël sal wees. Daarom mag elkeen van ons in die dag en die week wat voorlê, hierdie gedeelte self weer by die huis gaan neem, weer self daardeur lees, en net self net weer opnuut bewus raak van hierdie aspekte, wat die Bybel vir ons wil deurgee. Nie eens verhaal in die Bybel is maar net daar, maar net om spasie te vul nie. Elkeen het 'n doel, elkeen wil ons iets leer van die Here, maar ook van onsself en in ons verhouding met die Here. Mag die res van die reeks wat vir ons voorlê, dan ook vir elkeen van julle insiggewend en besonders wees. Kom ons sit net so, en dan sluit ons die oë. Almagtige Hemelse Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, na aanleiding van hierdie 4 punte waarmee ons die boodskap afgesluit het, kom sê ons vir U dankie dat ons weer eens daaraan herinner kon word van hoe groot en hoe almagtig U is. Ons is jammer as ons baie keer ons gebede wil misbruik om ons eie sin te kry. Ons is jammer wanneer ons tot U wend met ons aardse begeertes en aardse behoeftes, dat ons in ons agterkop hier baie maal hierdie gedagte het van ek het nou gevra, so ek moet nou ontvang. En dat ons dalk te min kere die woorde byvoeg, maar laat U wil geskied, want U weet beter. Here, mag ek opnuut van vandag af my lewe so inkeer, dat dit nie oor myself gaan nie, maar dat dit oor U gaan. En in plaas daarvan om al die beheer self te wil opneem oor al my doen en late en alles wat ek sê en waar ek gaan, mag ek meer vir U beheer gee en meer vir U vra, Here, neem U leiding. Laat U woorde oor my lippe vloei. Laat U teenwoordigheid meer sigbaar word in my hande en in my voete. Daarmee saam, Here, dankie, dat ek daagliks met die wete kan leef, dat U my so liefhet, dat U in die mees kosbare verhouding moontlik met my wil tree, naamlik 'n huwelik. Want wat is meer heilig? Wat is meer ewig as 'n huweliksverhouding? Dankie dat U na my as bruid kyk, verby al my sondes, verby al my oortredings en steeds die mooi in my raak sien, die mooi wat ek self baie keer miskyk. En dat U ten spyte van al my sondes, al my oortredings, al die kere wat ek U teleurstel, steeds vir my lief bly
en die hand uitgestrek hou na my en vir my sê, ek wil met jou in 'n nuwe verhouding, in 'n nuwe verbond, in 'n huwelik tree. Dankie Here, dat ek as Christen kan weet, my dade bepaal nie my saligheid nie. Dankie dat ek kan weet, dat my dade nie gaan bepaal of hierdie huwelik tussen U en my, dat dit bepaal gaan word deur my doen en late nie, maar dat dit gegrond en geanker sal wees in U eindelose liefde en genade vir my. Mag ek keer op keer myself daarin herinner, ek is nie gered deur dit wat ek gedoen het nie, maar juist deur dit wat U vir my gedoen het. Dankie dat U ook namens my ingetree het, om hierdie huweliksmoontlikheid te verseël, deur aan die kruis te hang, my sonde skoon te was, die dood te oorwin en 3 dae later uit die graf uit op te staan. Mag elkeen van ons vanuit dankbaarheid U uitgestrekte hand neem en dis ook so saam met U in die huwelik tree. Seën asseblief nie die res van vandag wat voorlê nie, maar ook die week en die jaar wat voorlê. Elkeen van ons, by die huis, by die werk, by die skool, al daardie nuwe beproewings wat voorlê, mag ons, soos wat Psalm 121 het so mooi vir ons sê, altyd weet, ons is nooit alleen nie. Dag en nag is U by ons, met ons en in ons. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen.